Die ou het, die skotters moes daar nou half bekend vir hulle synigheid, jy weet, toe kom die ou gaan kollekteer nou so by huise vir welsyn. En hy kom by die huis en hy klop. Ou maak oop, hy sê vir hom, ja, wat kan ek help? Hy sê, meneer, ek is van hierdie welsynsorganisasie en ek het nou, ons het nou ons boeke nagegaan en ons weet dat u verlede jaar net aan dividende ver oor 1 miljoen rand verdien het. En ons het verder op ons boeke gesien dat u het in die hele jaar en ook die vorige jaar nog nooit vir ons welsynsorganisasie enigiets gegee. En die ou kyk hom so, hy sê, meneer, jy het nou jou huiswerk gedoen. Hy sê, jy nou in die huiswerk doenerij van jou nou gesien dat ek sit met 'n vrou van wie ek geskei het en sy wil 40.000 rand 'n maand onderhoud hê. Hy sê, en het jy verder in jou huiswerk besigheid gesien dat ek sit met 'n broer wat in die tronk is. En hy het 'n vrou en 4 kinders. En sy het geen inkomste nie en hy het geen inkomste nie. En sy het... En dan sit ek nog met 'n moeder wat in die ouer huis is. Wat sy ouderdomspensioen ook nou gekanseleer is met 'n bedragsak. En sy het geen inkomste nie. En sy is baie sieklik en sy het ook nie 'n mediese fondsie. Die ou sê, "Jessie meneer, ons het nie dit opgetel in ons ondersoek nie." Hy sê nou, as ek vir hulle nie eers geld gee nie, hoekom moet ek vir jou geld gee? Pel vertel vir my nou die dag dat hy het nou 'n man van hierdie mense wat nou hulle werk verloor het, begin doen ons allerhande snaakse goed. Toe dan nou 'n ou wat nou van krokodilvel of iets nou geweerbande maak. Hy het 'n klomp gewere geërf en hy koop toe van die geweerbande. Nou sit hy vir elke geweerband aan. Nou staan voel hy hoe hy woon aan soms net wees. Nou voel hy of die ding nou lekker is. Hy koop dit sommer vir sy halgeweer ook so band. Die ding moet nie eers 'n band hê nie. En hy sê hy staan met die halgeweer. Nou voel hy of hy nou dan lekker sit en so. Hy sê die hond sit daar voor die glasdeur, 'n groot glasdeur. En die hond sit 'n krap nog so hier aan die deur om in te kom. Hy sê, en toe vergeet hy nou van 1985 met die onluste. Toe het almal mos hulle halgewere gelei daai tyd en toe die gewere staan nou nog net so gelei. Ja, hy het nog nooit weer ontlei nie. En toe hy daarom nou so die sneller net trek om te voel hoe dit nou is, toe skiet hy daai groot glasdeur in flarde. Hy sê daai hond was 4 dae lank weg gewees, het nou ander glasdeur ingesit, maar hy het nog nooit weer gekrap teen daai deur. Maar nou, my pa was mos nou Lorisfontein, my ma is nog Calvinianer, maar nou sê my pa, of het hy vir my die storie vertel van die lorry wat nou van Lammertsbaai af gery het met die klomp kreef, deur Calvinia nou, ek weet nie waar toe nie, seker ook op pad Johannesburg toe, hop op kreef af. Nou loop die kreef, net 'n redelike mooi kreef, loop nou in Calvinia's hoofstraat. Hier in die pad af. En nou kom van die skoolkinders. En hulle tel die besigheid op. Nou Dis 'n brave man. Hulle het nie 'n idee wat dit is nie. Toe stap hulle nou daar na die onderwyser wat tog nou uit die aard van die saak alles weet. Toe gaan hulle om toe en sê vir hom, meneer, kyk, dis nou baie jare terug. Sê meneer, ons het die ding hier in die straat gekry. Weet meneer dalk wat dit is? Hy kyk so, hy sê, luister, ek moet nou vir julle sê, meneer, het al alles gesien. Maar daar is een ding wat meneer nog nie gesien het nie. En dit is die anti-Christ, en ek dink dit is hy. Maar in elk geval, die oud so op die eiland gesit, soos hierdie omtrent nou. Maar dit is nou jare wat hy toe op die eiland is. Seker so omtrent 23 of maak het 30 jaar. Alleen? Alleen. Jy maak het 20 jaar. Ek het die storie lang gelede gehoor. Dit is 20 jaar. Sit hy alleen op die Hy eiland? sit alleen op die eiland en raftig, hy is so... Hy het nou baie te doen daar. Hy het nou later vir hom van die coconut... Daar is nou 'n coconutboom, soos op enige eiland. Dat hy nou vir hom ampoer gemaak van die coconut, jy weet. En hy het nou heeltemal...
Om sy drome helder te hou. Toe waai die coconutboom waai toe om. Toe het hy nou niks op die eiland nie. Nou sit hy net. Hy het wit mossels gevreet daar so, jy weet, en hy sit en kyk nou maar net oor die see. Dis skrikkelik, so alleen op 'n eiland die leef van mossels. En hier kom 'n meisie uit met 'n so 'n duikpak. Maar hy sien haar aangeswem kom 'n redelike end. Hy het eers gedog is dolfyn want hy sien net dolfyne daar. Maar herken haar toe nog as Toe sy nou naby kom, toe begin hy herken hy ja dat sy nou nie 'n dolfyn is nie. En toe sy nou uitstap, toe sien hy dis nou nie 'n dolfyn nie. Toe kom hierdie meisie, maar 'n pragtige meisie. Met hierdie duikpak. Maar die duikpak sit netjies om haar so geel en swart duikpak. En hy kyk haar so, jy weet, en hy weet nie eintlik wat om met haar nou te gesels nie, jy weet, hy het lanklaas nou. sosiaal verkeer. Ja. En sy is sommer toe voor aan, jy weet, sy begin toe eers te gesels. Sy sê vir hom, luister, ek meen, hoe lank is jy al op die eiland? Hy sê, jong, ek weet nie, omtrent, dis baie jare. Sy sê, maar luister, jy seker lus vir om, rook jy? Hy sê, yes, ek is mal oor rook, het jy sigarette? Sy sê, ja. Sy trek hier so 'n zippie hier oop, en sy haal daar 'n pakkie sigarette uit, met 'n lighter, alles, en sy gee vir hom. En hulle twee staan en rook 'n lekker sigaretjie daar, jy weet. En hy trek het so, en sy sê, jy's nou ook lus vir 'n doppie? Hy sê, yes, ek sal mal wees daaroor. En hy, sy trek hier 'n zippie oop. Sy haal hier 'n botteltjie, so halfjack brandewyn uit. En twee glase, twee sulke kristalglase. 'n Mens moet daai vrou te koop kan gekry het. Yes. En sy skink daar vir Ek sal elkeen. later sê of ek haar sou koop. Sy skink vir elke een van hulle so 'n glasie brandewyn en sy staan daar so 'n sigaretjie. Weet daai ou staan en hy kyk net so in die verte en hy kry sulke, jy weet, sulke visioene oor hoe die lewe was. En die girl kom staan so voor hom en sy trek hierdie duikpak, sit zippie voor oop. Sy sê, jy's nie dalk lus om 'n bietjie te speel ook nie. Hy sê, moet net nie vir my sê, jy het 'n stel golfstokke ook daar.